we know that every weapon formed against us shall not prosper. Amen. Thank you, Lord Jesus, that a host of angels are with us every single day to protect us, and Holy Spirit, that you are there to guide us. Thank you, Lord Jesus, for the victories we have. Amen. We pray this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Wees bly om in die huis van die Here te wees. Amen. Lees my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Vandag word ek geleer in die woord van God. Ek bely my gedagtes is gefokus. En my hart is ontvanklik. Ek sal nooit weer dieselfde wees nie. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan maar sit. Voor ek die boodskap vanoggend met julle wil deel, wil ek iets anders gou met julle deel. Iets wat ons altyd nie hou daarvan om te hoor nie. Ek is besig met die Here hierdie week en soos mense ou dink aan allerlei dingetjies. Ons kort geld vir die, ons kort geld vir daai. Ek moet dit by die werk doen en ek moet dat by die werk doen en my gedagtes is elke dag besig met, ek wil amper sê iets van die wêreld. Want dan worry ek oor geld, dan worry ek oor my kinders, dan worry ek oor die kar. En ek dink so 'n vraag, iemand het my al van tevore gevra ook, en ek dink ek sal die vraag seker nog baie hoor, en ek dink ons as pastore sal dit nog baie hoor, is wat, iemand sal na jou toe kom en sê, ek dien die Here al vir 30 jaar, maar hierdie krankheid in my liggaam wil nie weggaan nie. Ek dien die Here met my hele hart, maar die kanker in my liggaam wil nie weggaan nie. Hoekom is dit dan so? As die Here God dan nou so liefdevol is, en so grote God is wat alles kan doen, hoekom wil ek amper sê, suffer ek in hierdie omstandighede? Hoekom wil my omstandighede nie verander nie? En terwyl ek so daaraan dink ek, ja, waarom is my gedagtes besig? Waaraan dink ek? Wat is prioriteit in my lewe? Ek is al ewig besig om te dink aan geld, Marie, en die kinders moet swat. Die kar moet reggemaak word. Die Bybel leer ons so uitdruklik wat hy sê, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir jou gegee word. En ons ken hierdie skrif, maar leef ons dit? Ek kom tot 'n besef hierdie week, ek kry 'n boodskap van iemand af, lang boodskap, maar onder andere gaan dit oor, hoe swaar weeg jy vanoggend voor God? As jy op die weegskaal moet klim as kind van God, hoe swaar weeg jy? Omgekeerd is jy seker jy gaan hemel toe? Is jy seker jy het al jou blessings hier op aarde? Hoe weeg jy vanoggend? Wat is ons doel op aarde? Hoekom het die Here ons hier op aarde gesit? Om geld te maak. Het hy ons hier op aarde gesit om maatjies te maak? Ons is hier vir een doel en een doel alleenlik, is om die koninkryk van God groter te maak. Om kinders, skape van alle mense daar buite te maak. Maar dis nie wat ons doen nie. En ek praat met myself vanmôre. Ek vra myself af hierdie week, in die laaste maand, met hoeveel mense het ek oor God gesels? In die laaste tyd, hoeveel tyd het ek spandeer saam met die Here? Hoeveel tyd maak ek vir die Here? Ons moet minder dink aan ons probleme, en God 'n prioriteit maak in ons lewe. Want as ons dit doen, sal al hierdie dinge vir ons gegee word. Iemand sê iets en dit strak my nogal diep. Hy sê, Jesus is nie 'n free gift, of 'n free ticket to salvation, of 'n free ticket om gesond te word nie. Want jy moet jou lewe gee vir hom. Jy betaal vir dit.
jou lewe opoffer vir dit. Maar die ou sê iets en hy sê, as gaan jy met hierdie siekheid jou hele lewe deur. En God maak jou nie gesond nie. Maak dit nie saak nie. Hy sê Jesus plus nothing equals everything. Want God, Jesus het nie op die kruis gesterwe noodwendig vir my om ryk te word nie. Hy wil hê dit moet met ons goed gaan. Maar ek wil vanoggend vir jou kom sê, as jy deur al hierdie dinge gaan en jy het nie die beste kar nie, jy het nie die grootste huis nie. En die grootste geskenk is al reeds vir jou gegee. Jou plek in die koninkryk van God is reg vir jou. Al is dit die enigste rede wat jy iets uit die Here uitkry. Want hy is nie 'n free meal ticket nie. Hy is nie hier, wat gaan ons gaan so, ek sê ek het op die feite ook gesit, waaroor bid ons? As die Here vanmôre jou antwoord, dat jy jou gebed moet beantwoord, wat gaan hy antwoord? Gaan dit oor jou gaan? Oor jou finansies? Oor jou kinders? Oor jou kar? Of bid ons oor die koninkryk van God, om dit beter te maak? Bid ons en vra vir die Here, bring wêreldvrede. Bid ons vir ons regering en sê, Here, werk in die mense se harte. Gaan jou 'n gebed 'n voordeel tot God se koninkryk hê. Want dis waarvoor ons hier is. Ek is nie hier gesit net om mooi te lyk nie. Ons is hier om God se koninkryk te beerwe en om dit groter te maak, om seker te maak dat al hierdie siele op die aarde, Jood of nie Jood, Filistyn of nie Filistyn, ons almal het 'n plek in die hemel. Ons moet dit net vat. Maar wat ek vanoggend wil sê is, maak prioriteit Jesus Christus. Wanneer jy dink aan jou finansiële probleme, dan sê jy, duiwel, dis nie my prioriteit nie. My prioriteit is Jesus, wat kan ek vir jou vanoggend doen? Ek dink so daaraan, ek praat met myself vanmôre. Ek bid in die môre en dan sê ek, Here, stuur asseblief 10 gehoorapparaat-kliënte vir my vrou dat haar besigheid goed doen. Die Here wil dit vir haar gee, maar dit moenie my prioriteit wees nie. Amen. My prioriteit moet wees, God, laat jou wil geskied vandag. Here, wat kan ek doen vir jou wil vanmôre? Here, wat kan ek doen om jou gelukkig te maak? Want ek is hier om 'n God te eer en ek is hier om die Here se naam groot te maak. So wat doen ek ter wille van die koninkryk van God? Net so ietsie om aan te dink. Ek wil vanmôre met julle 'n boodskap deel. Pastoor Marie het ook so rukkie daaroor terug oor gepraat oor Jona. Maar ek wil ook vanmôre dit met julle kom deel. As ou so 'n bietjie in die geskiedenis gaan van Jona, dan is wat ons leer uit Jona is gehoorsaamheid, genade van God, en hoe selfs God met ons werk wanneer ons dit nie verstaan nie. Ons dink aan Jona as 'n bang ouetjie. Want die Here sê uitdruklik vir hom in die skrif, sê dit in Jona 1, sê die Here vir Jona, hy sê, maak klaar en gaan na die groot stad Ninive en praat ernstig met hulle, want ek gaan hulle slegte lewenswyse raak sien. So die Here gee vir Jona opdrag. En ons ken die storie, maar ek wil dit weer met julle deel vanmôre. Jona gaan klim op 'n skip en hy gaan, hulle sê 500 myl in die teenoorgestelde rigting van Ninive. Hardloop hy weg. Maar ek wil met julle deel hierdie geskiedenis wat ons nie weet nie. Iets wat ek bietjie geleer het hierdie week is Ninive was een van die grootste stede wat die grootste haters was van die Jode, van die Israeliete. Hulle was 'n baie aggressiewe nasie gewees. Volgens geskiedenis was Jona nie die eerste profeet wat so toe gestuur was, wat die Here gestuur het nie. Daar was ander profete ook gestuur. Maar hierdie mense van Ninive was so aggressiewe mense, dat hulle het hierdie profete geonthoof, hulle wou nooit luister nie. Want hierdie mense het afgode aanbid.
Hulle was slegte mense. Maar tog het God hulle so lief gehad, dat hy profeet na profeet gestuur het, om hulle te probeer red. So ek moet dit ook net vir jou sê, ongeag hoe sleg die ou, jou buurman langs jou is, onthou jy moet hom met respek hanteer, want God is ook lief vir hom. Dit is so erg in Nineve dat hulle sê, hulle het van hulle martelinge, dat hulle met die profete gedoen het, is dat hulle tonge uitgesny en hulle lewendig geskien. Dis hoe wreed hierdie mense was. Hulle was so wreed dat hulle, as hulle sal iemand se kop afkap, en dan daai kop vir die familie gee, dan moet die familie deur die strate van Nineve loop, as straf. Die rede hoekom ek dit vir julle wil vertel, is dat julle kan verstaan hoekom Jona weggehardloop het. Jona het nie weggehardloop net omdat hy nie vir God wou luister nie, omdat hy nie 'n profeet wou wees nie. Jona het weggehardloop want hy was bang, hy was mens. As ek moet weet, die Here moet my na so 'n plek stuur, gaan ek ook 2 keer dink. Want jy is amper gegarandeer jou hoof gaan afgekap word, want dis wat met al die ou profete gebeur het. So jy stap eintlik in 'n doodsdenning. So dis hoekom Jona weggehardloop het. Hy was ongehoorsaam. So kom dit dat Jona op die skip is en daar's 'n groot storm en die matrose praat met, hulle praat onder mekaar, hulle praat met Jona. Iets wat nogal interessant is, hulle trek loetjies want hulle wil besluit wie's die skuldige, wat wie so God so kwaad maak dat hierdie storm op ons is. En dit gebeur obviously so dat Jona kry die kort strootjie, die kort loetjie. En hulle vra vir Jona, wat se God aanbid jy? Wie's jy dat hierdie storm so op ons afkom? En Jona vertel vir hulle wie hy is. En hy sê hy aanbid die God wat die hemel en aarde en die see geskape het. En hulle vra vir hom, wat het jy gedoen wat jou God so kwaad maak? En hy vertel vir hulle die storie. So kom dit dat Jona vir hulle sê, gooi my in die see. En iets wat nogal interessant is, wat ek al van tevore vir julle gesê het, en ek weet nie, julle wat baie Bybelstudies sal dit weet, is dat die Ou Testament is 'n voorspelling van wat Jesus se koms is. Dit gebeur so dat Jesus het nie selfmoord gepleeg op die kruis nie. Hy het homself oorgegee aan die mense as 'n offer. En so kom Jona vir daai aand en hy gee homself oor as 'n offer. Hy spring nie net in die see in nie. Hulle gooi hom in die see in. En dit gebeur so toe hy in die see kom, dat 'n groot vis hom insluk. Pastor Marie het vir ons verduidelik daai dag, dis nie 'n walvis nie. Nêrens in die Bybel sê dat 'n walvis het hom ingesluk nie. Ons menslike opinie is, 'n gappie kan nie 'n mens insluk nie, so dit moes seker maar 'n walvis gewees het. Maar nêrens in die Bybel sê dit nie. Maar God is groot, dit kon 'n karp ook gewees het. Enigiets is moontlik. Maar die Bybel sê 'n groot vis sluk hom in. En hier's weer ietsie wat praat met Jesus. Hoe lank was Jona in die vis se maag gewees? 3 dae en 3 nagte. Hoe lank was Jesus in die graf gewees? 3 dae. Hier praat hierdie verhaal, dis nie net 'n storie of 'n staaltjie nie. Dis iets wat gebeur het, maar so het dit verwysing ook na Jesus Christus. En so gebeur dit dat Jona in die vis se maag is, en Jona raak bang en hy weet nie wat om te doen nie, en Jona bid tot God. Hy sê terwyl hy bid, sê hy sal weer die ark of die tempel van God sien. In die storm wat daar was, die Bybel sê God het dit gebring. Ons dink baie keer die storms is dalk van die duiwel, of die storms is van die wêreld, maar hierso vertel die woord van God vir ons, God het 'n storm gebring. Hoekom sal God 'n storm in jou lewe bring? Want Jona was op sy eie paadjie, op sy eie missie. Baie keer gebruik die Here die storms in ons lewens om ons van ons eie paadjies af te kry op sy pad. Dan gebruik die Here 'n groot vis om jou in die regte rigting in te dryf.
Die een prediker hy sê vir sy gemeente, julle is in Whale University. Want ons is in daai storm of ons is in daai visse maag en ons weet nie wat se kant toe nie. Maar al wat ons weet vermoor as ek in daai omstandighede is daar net een uitweg vir my en dit is God. En Jona het dit besef toe hy daar in die visse maag is. Hy het nie meer sy eie dinge nie. Hy kan nie sy eie omstandighede dink nie. Hy moet nou God loof en prys. En so gebeur dit dat Jona 3 dae en 3 nagte later kom die vis daar op die vaste land uit naby Ninive en hy spoeg hom uit daar. En ons kan vir onsself dink, as ou die geskiedenis moet kyk en jy moet bietjie mooi lees en verstaan hoe die kaart wys, was daar baie seker soldate en ouens wat die borders opgepas het daar. So daar moes eyewitnesses gewees het dalk wat gesien het hoe Jona uitgespoeg word. Of Jona het almal vertel, soos toe hy nou Ninive toe gaan. En hy gaan soontoe en hy gaan praat met die volk daar. En die volk kom tot 'n rou. Die koning sê almal moet rouklere aantrek. En ek vra Luanet hierdie vraag en ek wil julle vra vanmôre. Pastoor Marie, miskien kan jy my antwoord. Hoekom het die volk na Jona geluister? En nie na die ander profete nie. Amen. Die Here het 'n plan gehad. Ronnie, wil nie net maar 'n prentjie opsit nie. Die volk van Ninive het afgode gehad. En onder andere het hulle 'n afgod gehad, Dagon. Ek weet nie of julle lekker kan sien daar nie. Dis amper soos 'n mermaid, half vis, half mens. Dit was hulle god gewees. Okay, haal dit maar af. Ek wil net gehad dat julle moet sien hoe lyk dit. So kan julle nou dink vir julleself, Jona word uitgespoeg deur 'n vis. Wat dink hierdie volk? Ons God van water is hier. Dis wat hulle dalk gedink het. En hulle dalk geskrik want hierdie God wat hulle nou dink is 'n watergod, kom sê vir hulle, julle moet julle laat bekeer want die ware God van hemel en aarde, Jehovah, gaan julle tot nut maak as julle nie bekeer nie. Want God werk met 'n plan. God het geweet, God ken ons almal, God weet elke haartjie wat op jou kop is. So het hy geweet Jona gaan weghardloop. Hy het geweet hy kry nie hierdie volk onder beheer nie. So hy gaan iets miraculous moet doen om hierdie volk tot bekering te bring. En hy los vir Jona dat hy hardloop in die see in by die skip wat hy seil. En God stuur 'n storm om hom weer bietjie terug te bring op die regte pad. God het geweet 'n walvis gaan hom uitspoeg, want dit was God se of 'n vis. God het geweet want dit was God se plan gewees. So as ek moet sê, hoekom het hulle na hom geluister, is want God het met 'n plan gewerk. Dit was God wat deur hierdie plan gewerk het. Maar hulle dalk want hier is 'n vismens besigheid wat nou hier aangestap kom. Meantime was dit God wat deur hierdie plan gewerk het. Ou Jona was baie kwaad. Een van die redes hoekom Jona ook nie so toe wou gaan nie, want hierdie was 'n baie haatlike nasie. Hulle het hulle mense vermoor en hulle was sleg vir die Israeliete gewees. Die Here moet hulle beskerm. Maar so kom dit toe dat Jona nou uitgespoeg is en hy besef, okay, hy gaan nie wegkom van die Here af nie. Want hy het gedink hy gaan weghardloop na 'n ander stad toe of 'n ander land toe weg van die Here af. Maar wat hy nie besef het nie, is God is oral. En Jona kom en hy sê vir die koning en hy sê vir die mense, julle moet julle laat bekeer. En 40 dae gaan verby en Jona word kwaad vir die Here. En die Here vra vir hom, is dit reg dat jy dan nou kwaad is? Want hierdie is ook my mense. En Jona word kwaad want hy wou nie gehaat het die Here moet hulle vergewe nie. Hy wou nie gehaat het die Here moet hulle spaar nie. So kom dit baie keer in jou lewe. Wat jy voel, ek wil vir mense bid, maar ek gaan nie vir daai ou bid nie, hy moet maar gaan.
Ek voel ek wil lief wees vir daai deel van die familie, maar my skoonma se familie, ek wil nie vir daai familie vir my familie hê. Ek gaan nie vir hulle bid nie. Onthou, God is lief vir ons almal. Jood of nie Jood. God is lief vir die moslems. God is ewen lief vir die sataniste. Want ons is almal geskaap by die image of God. Hy is nie lief vir wat hulle doen nie. Hy hou nie waarvan hulle sê nie. Maar hulle as mens het God nog lief. En ons baie keer wil mense afskryf oor hoe hulle lyk. Ja, Luanet, ek weet. Die Here kla my aan, want my stiefdogter het meer staal in haar gesig as wat ek in my skoene het. Waar sy 'n stukkie vel kan kry om 'n gat deur te druk sy gate in. As hy deur 'n metal detector moet gaan dit 'n halfuur vat om alles uit te haal. En dit maak my kwaad en ek is ongelukkig want ek is mens en ek moet saam met daai kind in die dorp gesien word. As Luanet en Gabby dorp toe gaan, as ek nie ek sien lus nie, ek bly maar by die huis vandag. Ek is eerlik met julle vanmôre. Ek's mens. Ek maak fout. Ek moet my kind lief hê ongeag hoeveel staal sy in haar lippe het. Dit bly my kind. En die Here kla my nou aan vanmôre. Ons kan teen niemand draai in hierdie wêreld nie. Want God het ons elkeen lief. Kom ons wees gehoorsaam aan God se woord vanmôre. Kom ons leer iets van God se genade vanmôre. Ongeag wie die ander persone is. Ongeag watter storm jy in is. Kom ons wees gehoorsaam aan God se genade vanmôre. Amen. Ons hoor God se liefde. Ons doel is elke dag. Marie het 'n tyd terug 'n ding begin sê en dit stiek altyd by my. Is minder van my en meer van U God. Dis my begeerte. Ek is mens. Ja, mense dink die pastoor het got it all together. Trust me, I don't. Ek probeer, ja. Maar ek wil jou aanmoedig vanmôre, vanaand as jy gaan slaap, bid tot eer van God se koninkryk. Kom ons hou op aan ons eie beginsels dink. Kom ons hou op aan ons eie needs dink. Want ons moet aan God se koninkryk gedink. Because when we do this, everything will be added to you. God wil hê jy moet 'n goeie lewe hê. God wil hê jy moet 'n lewe sonder pyn hê. Maar die probleem, ons is so gefokus op daai voet wat my pyn gee elke dag. Ek soek 'n free ticket by die Here. Here, raak my net aan. Maar kom ons verander ons gedagtegang na God se prioriteite toe. Dan sal hierdie dinge vir ons beter raak. Kom ons sit so nou buig ons hoofde. Ons Hemelse Vader, ek kom na U toe vanmôre. Here, ek kom met 'n dankbare hart. Here, ek wil vanmôre kom bely van al die lelike dinge wat ek vir my dogter gesê het en wat ek van haar gedink het. Voor my gemeente wil ek vanmôre vra, Here, vergewe my. Maak my hart skoon, Here. Here, so wil ek bid vir elkeen wat hier sit vanmôre. Here, wat dalk so omstandighede in hulle lewe het. Wat dalk 'n familielid of 'n skoon ou vriend het waarvoor hulle kwaad is, wat ons nie wil vergewe nie. Wat ons nie meer geassosieer wil word nie. Here, wil ek vra dat U ons sal aanraak vanmôre. Here, kom bring 'n verandering in ons harte. Here, my gebed is vanmôre wanneer ons na U toe kom, dat ek nie net na ons kan ons probleme na U toe bring. Maar dit moenie 'n prioriteit in my lewe wees nie. My prioriteit moet God wees. Môre, oggend en saans. Elke dag. My begeerte moet wees, hoe kan ek my God dien? Nie wat kan my God vir my doen nie. My begeerte vanmôre moet wees om die koninkryk van God
groter te maak. Laat ons meer mense, al hierdie sondaars, dat ons hulle nie sal haat en wegstoot nie, maar dat ek eerder na hulle toe sal gaan en die liefde van God met hulle sal deel. Maak hierdie 'n begeerte van ons harte vanmôre, Here. Halleluja. Bring 'n verandering in ons gedagtes. Laat God my eerste gedagte sal wees van die môre en laat my God my laaste gedagte sal wees van die aand. Kom vernuwe ons vanmôre, Here. Here, ons elke ene wat hier sit is 'n sondaar gebore. Here, maar ons wil skoon wees voor God. Here, ek wil in geregtigheid voor U staan vanmôre. Here, dankie vir wat U gedoen het op die kruis vir my. Here, dankie dat ek 'n kind van God genoem kan word. Here, vergewe my vir die optrede partykeer wanneer ek nie soos kind van God is nie. Wanneer ek nie soos kind van God praat nie. Ek wil kom bely vanmôre dat ek is mens. Kom vergewe my. Kom vergewe U volk, Here. Kom raak ons elkeen aan. Here, my gebed vanmôre is dat ons elkeen hier sal uitstap met 'n vernuwing in ons hart. Here, ons het vanmôre ons verklaring weer gesê dat ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Here, maar laat ons nie hierdie net as 'n rympie sê vanmôre nie, maar dat ons dit elke woord sal bedoel, is my opreg, my begeerte. Dat ons nie mense sal dink ons sê net 'n ou rympie op nie, maar dat my hart sal ontvanklik wees vir die woord van God. Vernuwe ons vanmôre, Here. Here, daar waar ons môre werk toe gaan. Here, laat U vir my 'n begeerte in my hart sal gee om vir iemand te sê, onthou Jesus is lief vir jou. Ongeag sy omstandighede, ongeag wie hy is, moet ek hom herinner dat God is lief vir hom. Sit daai begeerte in my hart, Here. Sit daai begeerte in elkeen se hart wat vanmôre hier is. Dat ons nuwe mense sal wees. Maak ons olielampe vol vanmôre, Here. Here, laat ek wanneer ek my weeg voor U, laat ek sal reg wees. Here, ons hoor die woord so baie daar buite wat sê, die koms van God is naby. Jesus is op pad, ons moet onsself regmaak. Here, laat ons nie soos die 5 dwaase vroue met te min olie sal wees vanmôre nie, maar dat ons genoeg olie sal hê in ons lampe om reg te wees wanneer God kom. Wanneer ons verlosser kom. Here, dit kan môre wees. Is ons reg vir U? Weeg ek my swaar genoeg en om geregtigheid te kan ingaan in die tempel van God vanmôre. Halleluja. Here, dankie vir die lewende God wat U is vir ons. Here, dankie dat U nie 'n halfvis mens God is soos vir die Filistyne nie, maar dat jy 'n werklike God is. Jehovah Jireh. Here, ons God, ons provider. Halleluja. Dankie, Here, dat jy deel is van my lewe. Here, maak nie saak of ek wil weghardloop soos Jona nie, dat ek sal besef dat U is in my en met my ten alle tye. Here, laat ek baie krag sal gebruik so ver as wat ek sal gaan om U koninkryk te verryk. Here, wanneer ek bid, dat ek nie sal bid net oor my eie belange nie, maar dat ek dink aan ander se belange en dat ek sal dink aan U se belange, dat dit 'n prioriteit sal wees. Vandag ons nou, Here, in U soete naam. Here, ons het so lekker gesing vanmôre. Ons kon gewaar die Heilige Gees was hier. Here, my gebed is dat elkeen 'n ontmoeting met U kon gehad het. En ek hoop dit was so, Here, dat ons elkeen vernuwe hier sal uitstap vanmôre. Dra ons deur hierdie week. Ek spreek die seën van Jesus Christus oor elke een vanmôre. Vandag ons nou in die soete naam van die Heilige Gees. Amen en amen. Baie dankie, mag julle almal 'n geseënde week hê. Mag God goed wees vir julle. En mag dit 'n liefdevolle ondervinding wees in God se teenwoordigheid.